My hande het Goeiemôre, Pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer by julle. Ek wil graag vir ons 'n boodskap met die titel gee, die oordeel. Maar ek praat nou nie, alhoewel ek daarvan ook praat ek nie eintlik net van die ewige oordeel nie, maar hierdie een is ingevleg met die ewige oordeel. Ek praat van 'n ander tipe oordeel. Die oordeel waarmee ons ander mee oordeel. Nee? Want dan, met die oordeel waarmee jy ander oordeel, sal jy eendag mee geoordeel word. Nee? So as jy nie vergifnis in jou hart vir ander gehad het nie, daar sal nie vergifnis vir jou wees nie. Nee, daar sal nie julle. Die woorde, sommer in die Onse Vader, sê hy vir ons, en as julle die mense hulle sondes nie vergewe nie, dan sal julle hemelse Vader julle sondes ook nie vergewe nie. So dink net daaraan. Nee, dink net daaraan. As jou sondes jou nie vergewe word nie, gaan jy hemel toe. Gaan sonde die hemel in. En joune is jou nie vergewe nie, gaan jy dan die hemel maak. So hierdie boodskap is eintlik verskriklik belangrik. Amen. Nou kom ons kyk wat sê die woord. Lukas 6, en ek gaan vir ons lees hierso van vers 36 af. Wees dan barmhartig soos julle Vader in die hemele barmhartig is. Ek wil hierdie boodskap open met dit. Wees barmhartig. Julle, wanneer moet jy barmhartig wees teenoor iemand? Hy het verkeerd aan jou gedoen. Nee, hy het jou kwaad aan gedoen. Hy staan in skuld by jou. Dis 'n karakter van God. Wees barmhartig oor hierdie persoon. En dan kom hy en hy sê in vers 37, en julle moet nie oordeel nie. Nou, ek wil stop by daai punt, né, want dit lyk vir my, ons hoor dit nie. Wat sê hy? Julle moenie oordeel nie, maar julle kan maar oordeel. Of, maar as daar redes is vir oordeel, dan moet jy oordeel. Dis nie wat hier staan nie. Hier staan, julle moenie oordeel nie, punt, stop en klaar, moenie oordeel nie. En julle weet, ons wil graag oordeel, so as ons hierdie skrifgie hoor, julle moenie oordeel nie, dan dink jy op daai oomblik aan iemand wat jou onreg aangedoen het, dan sê jy ja maar. Ja maar. So julle weet julle wat, kom ons haal daai ja maar uit, kom ons onderwerp ons aan die woord van God, waar die woord van die Here sê ons moenie oordeel nie. Hy sê, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Ja. Wie wil eendag, as hy sy laaste asem uitblaas, voor God verskyn, en hy word geoordeel, en hierdie oordeel wat hy hiervan praat, julle sal dan nooit geoordeel word nie, né? Is, jy sal nie in die hel gegooi word nie. Dan sal jy, as jy nie ander rondom jou oordeel nie, dan sal jy nooit geoordeel word nie. Jy sal nooit geoordeel word nie. Julle, want weet julle wat? Die woord sê op 'n ander plek, die barmhartigheid heers oor die oordeel. So as jy barmhartigheid in jou hart het, en jy kom voor God, en jy het verkeerd gedoen, en jy moet eintlik geoordeel word, nee, maar jy het soveel barmhartigheid in jou hart gehad, dan gaan daar genade en barmhartigheid ook vir jou wees. Nou sê hy, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie. Dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Nou, ek wil op hierdie punt sê, ek hoor so baie mense sê, jy weet, ek sal hom vergewe, maar ek sal nooit vergeet wat hy aan my gedoen het nie. Jo, wat 'n fantastiese vergifnis is in jou hart, né? Joh, dis wonderlik. Nee, julle, iemand wat vergewe, vergeet ook. Anders het hy nie vergewe nie. Of, is hier die ander gesegde wat ons het, die wiel draai, papa. Het jy daai persoon vergewe? Nee. Oordeel jy jou persoon? Ja, jy wens dat die ongeluk van die verkeerd wat hy aan jou gedoen het, ook op hom sal kom. Kan julle sien
as die woord van die Here vir ons sê, die hart is bedrieglik bo alle dinge, dan is die hart bedrieglik bo alle dinge. So kom ons doen dit nie meer nie. Nou, kom ons vir genade, barmhartigheid, liefde en vrede in ons. Amen. Goed, en dan sê hy, spreek vry, want as jy vry spreek, sal jy vrygespreek word. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk, geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Amen. Dis die boodskap wat die Here in my hart gelê het vir julle vir vandag, né? En ek hoop dat hy diep geplant is vandag, sodat ons lewens kan omdraai en dan hiervolgens kan lewe. En dit is in elk geval lekker om iemand vry te spreek en te vergewe en baie lekker om aan iemand te gee. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons vra U in Jesus Christus se naam, Here, kom wat U in hierdie woord vir ons vanoggend gesê het, Here, en kom verander ons harte, dat ons volgens hierdie woord, Here, ons lewens sal omkeer, aangeraak sal kan word, Here, en daardeur ingerig sal kan wees. Ons dankie en ons ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Amen, baie liefde, seëning, Pastoor Wally. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.